Hallo almal, my naam is Eriko en ek is hier saam met Reino vandag langs die Vaalrivier waar ons 'n bietjie gaan visvang en 'n bietjie gaan trei vir die volgende paar dae. Hi, ja, ek is Reino. En ek tryd nou al vir so 16 jaar en ja, ek sien uit om hierdie volgende paar dae saam te spandeer. Awesome. Nou Reino, ek het gesien my trading is nie te sleg nie, maar dit voel vir my asof ek heeltyd my winste weggee. So ek wil by jou hoor, het jy al ooit in die verlede enigstens 'n rekening geplaas? Ja, ek het al 'n hele paar rekeninge geblaas. Ek dink veral in die begin toe ek begin trade het en baie min geweet het. Okay, nou hoe kan ek dit vermy en hoe kan ek dit stop? Ja, dis 'n baie goeie vraag en ek dink daar's in my opinie eintlik net twee maniere hoe jy 'n rekening kan blaas. Nommer 1 is position size. So in ander woorde, jy trade te groot in verhouding met die kapitaal wat jy beskikbaar het, so jou risiko is te veel. En tweedens is om stop losses te ignoreer. Nou albei van hierdie twee goed draai om twee emosies. Vrees en gretigheid of fear and greed soos wat ons Ja. in Engels sê. En in trading praat ons van die vier diere in die mark en ek dink ons moet gaan kyk na die vier diere in die mark. So jy het vier diere. Jou eerste dier is bulle. So dis traders wat geld maak soos wat die mark opgaan omdat bulle veg met hulle horings op. Dan het jy die beere, dis traders wat geld maak soos wat die mark afkom, omdat beere veg met hulle kloue af. Dan het jy twee ander diere, jy het varke, en varke is gretig. En dan het jy skape, en skape vol, en dis die vrees, dis waar die vrees vandaan kom. En dis hoekom jy een skaapwagter na 'n vlok van 400 skape kan kyk. So, kom ons begin in hierdie episode en ons gaan kyk na die gretigheid. So greed. En Yes. dan sal ons in die res van die episodes deel met die ander diere in die mark. Awesome. Okay. So kom ons gaan kyk na 'n regte live account van een van ons traders en ons gaan analiseer. As jy hier loer, sal jy sien, hier het hy 'n cluster van 7 wen trades in 'n ry gehad, waar die account so met 2% gegroei het. Toe skielik verhoog hy sy position size, begin sy stop loss ignoreer en teen die einde van die dag was die rekening omtrent so in 'n 25% drawdown, so 25% negatief. Ja. Nou hoekom simboliseer varke gierigheid? Ek sê jou 'n klein storie vertel oor Ierland. Nou jare terug het hulle die potato famine gehad, so hongersnood gehad in Ierland. En varke was letterlik geld gewees. Gesinne het varke grootgemaak en verkoop om hulle huur te betaal. Ja. En dit was so belangrik dat varke soms saam met kinders in die huis geslaap het, want 'n vark was inkomste. Varke was lewe. Yes. Paar interessante feite oor varke. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. Maar varke het die vermoë om 'n menslike liggaam binne 8 minute te verslind. Om dit in een setting reg te kry, het jy omtrent so 16 varke nodig. Nou, hulle kan 'n liggaam van so 200 pond, wat omtrent 120 kg is, so 'n redelike groot ouetjie, in omtrent 8 minute verwerk. Sure. Nou, wat dit beteken is elke vark kan 2 pond se vleis binne 'n minuut opeet. Ek weet dit is 'n bietjie nasty. Ja, ja. Maar hierdie assosiasie met gierigheid word vasgevang in die uitdrukking so gretig soos 'n vark, or as greedy as a pig. Jy het Yes. seker al daai saying Ja. gehoor. Nou in die wêreld van trading is 'n mens either 'n bul of 'n beer. Aangesien hierdie groep bekend is om winste te maak. Ja. Ek en nou sê vir my, hoe bestuur 'n mens gierigheid wanneer dit kom by trading? Wat kan ek volg? So in trading terme beteken gierigheid dit. Na 'n paar wen trades, so clusters van wenners. Jy weet 'n ou kry clusters van wenners en jy kry clusters van verloders. En 'n cluster van wenners is partykeer meer nadelig as verloders, want daar's twee dinge wat gebeur. Is jy daai overconfidence, so oor Ja. selfvertrouheid, en jy het gierigheid wat inskop. So wat jy doen is jy het 'n groter position size, jy up jou position size, want jy het hierdie euforia, jy's altyd reg. Ek ou in die mark. Ja. En jy ignore jou stop losses. So jy ignoreer jou stops of jy skuif dit. En wat dit dan doen is hierdie oor selfvertroue en gierigheid maak dat jy glo jy kan nie verkeerd wees nie. En dan as jy in 'n negatiewe drawdown ingaan, lei dit daartoe dat jy ophou trade. Yes. Het jy dit al ooit beleef? Waar jy in 'n trade is, hardloop teen jou skuif jou stop loss
en ons hoop hom by die mark gaan draai. Ja, En wat gebeur dan is jy trade nie, die mark gee vir jou geleenthede, maar dis teen die trade waarin jy in is. jy's te Maak bang dit om die sin? trade te vat. Ja. Absoluut. So as jy lank genoeg staar na 'n skerm, sal jy sien wat jy wil sien. Ja, ja. Jy gaan goeie sien wat nie daar is nie. Die antwoord in kort is, kom ons bly by sisteme en prosesse. Yes. Increase en decrease jou posisie size soos wat jou statistiek dictate. Maak Yes, dit yes. sens? 100%. Nou, onthou, in die trading wêreld maak die beere geld en die bulle maak geld. Die parke en die skape word geslag. Okay, so daar het julle dit. In die volgende episode gaan ons 'n bietjie meer gesels oor vrees of veer in die mark. Okay.